niks wat jy doen, kan die liefde wat God vir jou het, uitvee nie. Hy is lief vir jou, net soos jy is, maar hy los jou nie, soos hy jou vind nie. Hy sê, julle moet vandag 'n besluit neem. As julle nie die Here wil dien nie, gaan kies vir jou 'n God wat jy wil dien. Almal 'n lekker week gehad? Was die Here goed vir julle? Prys die Here. Ek sê nou vir iemand, ek sê ek tel al die dae af. Ek weet nie vir wat ek aftel nie, maar ek tel dit nou al af, opgewonde. Amper Kersfees, ons eer die Here. Alright, julle, ons is vandag in Rigters 6. So as jy jou Bybel by jou het, kan jy saam blaai Rigters 6 toe. As jy dit nie het, sal dit op die skerm wees. En ons gaan lees vanaf vers 7 tot vers 12 en dan sal ons van daar af gaan. Okay, en die woord van die Here lees. En toe die kinders van Israel die Here aanroep vanweer die Midianiete, het die Here profeet na die kinders van Israel gestuur. En die het vir hulle gesê, so spreek die Here, die God van Israel. Ek self het julle laat optrek uit Egipte en julle uit die slawehuis uitgelei. En julle gered uit die hand van Egiptenaars en uit die hand van al julle verdrukkers en hulle voor julle uit verdrywe en hulle land aan julle gegee. En ek het aan julle gesê, ek is die Here, julle God. Julle mag die gorie van die Amorite in wie se land julle woon, nie vrees nie, maar julle het nie na my stem geluister nie. Toe die engel van die Here gekom en gaan sit onder die terbentynboom wat by Ofra staan, wat aan Joas die Abistriet behoort het, terwyl sy seun Gideon juis skoring uitslaan in die parskyp, om dit te beveilig teen die Midianiete. En die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is met jou, dapper held. Die tema wat ons het vir vandag is, ons is besig met hierdie klein reeks van breek af en bou op, en as jy die temaatjie wil slot vir vandag, is dit voor die deurbraak. Voor die deurbraak in jou lewe gaan kom. Jy weet, ons lees vandag hierdie storie van Israel, en ons stel dit op in 'n baie moeilike tyd. Kan jy my so bietjie sagter sit? Ek hoor myself verskriklik, né? Sorry, né? Ek praat en as dit soos kry ek julle jammer, en dit is hoe ek klink, nee, ek is jammer. Maar anyway, ons stel hierdie storie op vir Israel in 'n baie moeilike tyd. Okay, want julle moet nou onthou, Israel is nou al deur klomp goed. Okay, julle ken die storie, hulle was in Egipte as slawe, en dit vir jare was hulle daar, en die Here het hulle uit Egipte uitgelei, toe trek hulle in hierdie woestynarea in, en vir 40 jaar, het hulle in hierdie woestyn rondgeswerf. Vir 40 jaar loop hulle hier rond. En dan vat die Here hulle daar uit, en die Here bring hulle in die beloofde land in, wat hy al die jare terug aan hulle beloof het, gesê het, ek gaan hierdie land vir julle gee, hierdie land wat oorloop van melk en honing. Dis 'n belofte wat die Here vir hulle gegee het, en al hierdie jare later, kom hulle in die beloofde land in, en hulle beklei almal wat hulle moet beklei, en hulle is deur die Jordaan, en Josua het die volk gevat, en hulle is deur al hierdie goed. Jy weet, hulle het om die mure van Jericho gedans al, en geskree en die mure het geval. Ek love die Bybel, dis crazy. Nee, ek sê vir julle, hulle skree en mure val, dis crazy. Anyway, maar hulle doen al hierdie dinge, en dis wonderlike goed wat gebeur, maar dan tel ons hulle op in Rigters 6, waar Israel weer hulle self vind in 'n plek, waar hulle verdruk word. Ons vind hulle weer in 'n plek waar hulle amper as 'n slaaf is, in hulle eie land wat die Here vir hulle gegee het. Die Here het hierdie land vir hulle gegee, en hulle is in hierdie land wat God vir hulle gegee het, om in te woon, om in te doen wat hulle moet, is hulle slaaf van die Midianiete. En dit was so erg, dat elke keer as hulle goedjies by mekaar gekry, dan die Midianiete ingery, hulle het alles gevat, en het uitgegaan. En het met Israel met niks gelos nie. En dit het aangegaan, en toe ons hierdie storie optel hier in Rigters 6, gaan dit al aan vir 7 jaar. Vir 7 jaar sit hulle in 'n plek van verdrukking. In 7 jaar is hulle weer 'n slaaf in die land wat die Here vir hulle gegee het. En dis baie maklik om op hierdie oomblik te dink dat die Here het Israel verlaat. Dit is baie maklik om op hierdie oomblik te dink dat die Here se hand, of die Here het hulle gelos, toe hulle in die beloofde land inkom, maar dit is nie eintlik die waarheid nie. Want toe hulle in die beloofde land inkom, en hulle kom deur al hierdie goed, toe kom Josua na die volk toe, en Josua sê vir hulle, in Josua 24 vers 15, dit is 'n baie bekende skrif, jy almal ken dit, hy sê, julle moet vandag
'n besluit neem. As jy nie die Here wil dien nie, gaan kies vir jou 'n God wat jy wil dien. Dalk van jou vaders aan die ander kant van die Eufraat, of van die mense in wie se land jy woon, maar dan sê hy die bekende stelling wat ons so hoor, en jy sien dit op almal se huisies, nê? Ek en my huis, ons sal die Here dien. Hy maak 'n keuse om te sê, ek en my huis sal die Here dien. En hy gee vir die volk van Israel die keuse, wie gaan julle dien? En hulle sê, maar hoe kan ons dan weggaan van die Here af? Ons gaan hom dien. Hy is ons God, ons gaan by hom bly. En dan op 'n einde van die dag, begin hulle elke dag bietjie keuses maak. En wat eintlik gebeur het in Rigters 6, is nie dat die Here hulle verlaat het nie, is maar dat hulle het God verlaat. Hulle het van die Here af weggedraai. Want dis het gebeur. En ek wil met julle eerlik wees vandag en wil sê dat ons word nie een oggend wakker en sê, ek besluit vandag, ek gaan van die Here af wegdraai nie. Dis nie hoe dit werk nie. Ek besluit vandag, ek gaan die Here verlaat. Dis nie hoe dit werk nie. Wat gebeur, is ons maak elke dag klein keuses. En ons laat elke dag dalk goedjies toe, wat ons gewoonlik nie sou toelaat nie, maar dit is nie meer so erg nie. Dit is so erg nie, ons kan dit maar doen hierdie een keer. Ons kan maar een keer dit doen, of een keer soontoe gaan, of een keer so, of wat ook al dit mag wees. En vir bietjie is ons besig om in ongehoorsaamheid te wandel. En wat veroorsaak dit? Dit veroorsaak afstand tussen ons en God. En afstand bedoel ek by hierdie, jy smag nie meer na die teenwoordigheid van God, soos wat jy gewoonlik gedoen het nie. En omdat jy nie meer na dit smag nie, laat jy goed toe wat jy nooit sou toelaat nie. Maar dit gebeur stelselmatig. Dit gebeur baie min dadelik. Dis klein keuses oor 'n tydperkie. Dan veroorsaak dit 'n afstand. Dit beteken ons bid minder. Ons lees minder Bybel. Ons dra minder, ons is nie meer so gefokus om vrug te dra nie. Ons gaan er net aan. En die spasie veroorsaak dat ons kan wegdraai en ons begin aan 'n ander rigting in beweeg. En die probleem is, in hierdie spasie wat veroorsaak word deur besluite en deur dinge wat ons glo en wat ook al dit mag wees, in hierdie spasie kom die vyand in en hy begin vir jou fluister. En hy begin vir jou goed sê, soos die Here is nie lief vir jou nie. En hy begin vir jou goed sê, soos God het jou verlaat. Want dalk gaan dit swaar. Want ek weet nie van julle nie, maar as jy ooit iets anders te jaag as God, iets anders te jaag as die Here, dan los dit jou leeg. Amen? Nee? As jy iets anders te eers sit in jou lewe, los dit jou leeg. Daar's net een naam wat dit kan vul, en dit is die naam van Jesus Christus. En die oomblik wanneer jy dit begin uitplek uitkry, dan raak ons leeg. En dan begin ons hierdie gevoelings voel, en dan begin ons deur hierdie dinge gaan, en dan kom die vyand en hy sê vir jou, die Here het jou verlaat. Dan kom hy en sê vir jou, die Here is nie lief vir jou nie. En dis hoe Israel moes voel. Want toe die engel van die Here vir Gideon sê, jy's 'n dapper held, en God is met jou, toe vra hy vir hom in vers 13, dan vra Gideon vir hom, ag my Heer, maar as die Here saam met ons was, hoekom het al die dinge dan met ons gebeur? So hulle voel dadelik dat die Here het hulle verlaat, maar hulle die afstand veroorsaak. Hulle die afstand veroorsaak, want toe hulle in hierdie land inkom, toe begin hulle die kulture van die mense om hulle aanhang. Toe begin hulle gode aanbid. En hulle begin deur die kultuur rondom hulle beïnvloed word. En hier voel hy dat die Here het hulle verlaat. En partykeer voel ons asof die Here ons verlaat het. En partykeer voel ons asof God ons nie liefhet nie, of partykeer voel ons die Here hoor nie ons gebed nie. Maar ek wil vandag vir julle iets kom sê, en ek weet nie hoekom nie, maar die hele week druk die Here dit op my hart. Ek sê vir julle, ek worstel met hierdie, maar ek moet dit vir julle sê, dat dit is dit. Niks wat jy doen, kan die liefde wat God vir jou het, uitvee nie. Niks. Niks wat jy doen, kan wat Jesus vir jou by kruis gedoen het, kom uitvee nie. Want die bewyse van God se liefde is nie in jou omstandighede nie. Die bewyse van God se liefde is in Jesus Christus. Dit is waar ons uitvind dat die Here is lief vir ons. Die Bybel sê dit so mooi in Romeine 8, vers 38 tot 39, hy sê dit so mooi. Hy sê vir ons, want ek is verseker,
dat geen dood, of lewe, of engel, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomstige dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Niks kan ons skei van die liefde van God af nie. Niks nie. Maar ons besluite en ons keuses het 'n invloed op dit. En wat ek bedoel by dit is, jou besluite en jou keuses beïnvloed hoe die liefde van God in jou lewe begin werk. Want God kan lief wees vir jou en jy kan hom nooit kies nie en jy kan hel toe gaan. Want dis hoe dit werk. Jy moet die liefde aanvaar. Jy moet Jesus aanroep. En iets wat ek oor en oor geleer het in my lewe, is dat my werke beïnvloed nie die liefde van God nie, maar die liefde van God beïnvloed my werke. Want die liefde van God begin in my werk, en dit begin in my goed verander, maar ons moet dit aanvaar, my boetie en my sussie. Een pastoor het dit so mooi gesê, hy het gesê, die liefde van God is nie iets wat jy bereik nie, maar is iets wat jy ontvang. En dit was my so mooi, want ons sukkel met dit. Want ons kan in die leuen gevang word, wat sê, as ons dit doen, dan sal die Here my lief hê. Nee. Die Here is lief vir jou as gevolg van wat Jesus vir jou gaan doen het op daai kruis. En die Bybel sê dit vir ons in Efesiërs 2 vers 13, maar nou in Christus Jesus, het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. En ek love it. Ek love it om te weet, dat die liefde van God, die liefde wat die Here vir my het, is vas. Dit verander nie. En ek kan daai liefde aanvaar, my boetie en my sussie. Ja, ons moet werk aan die verhouding. Ja, ons moet tyd spandeer met die Here. Ja, ons moet al daai dinge doen. Maar sy liefde vir ons is bewys deur Jesus aan daai kruis. En baie keer sukkel ons met dit. Maar baie keer dink ons moet eers 'n sekere plek bereik, of sekere dinge doen, of hierdie 10 stappe voltooi, voor die Here ons lief gaan hê. Dis nie die waarheid nie. Hy is lief vir jou, net soos jy is, maar hy los jou nie, soos hy jou vind nie. Hy verander ons. Die liefde van God verander ons.